Nee, wat doen jy nou? Wat vas? Nee, jy wil my nou seermaak. Ja, ons is hier besig om meel te verpak in kleiner pakkies. Ons ry die blou dromme saam. As ek reg is, het Rupert sê vir 160 kg. So blou dromme, so iets. Maar ons is hier in Pretoria, nie in Pretoria en ons het 5 kg sakke, maar ons sakke is besig om op te raak, mense. Daarom het ons plastiek sakke gereël dat ons kan kleiner sakke maak en ook vir die mense meer kan uitdeel vir die arme mense. So ons moet vanaand 'n klomp sakketjies hier maak dat hulle dit môre kan hê. Ek moet sê as daar iemand is wat op sy hart voel, ons druk mos hierdie sakkie wat ons druk. Is mos staan voor op Jesus, daar's 'n bekeringsgebed op, daar is die prayer line op, is 'n traktaatjie. As dit op jou hart is om vir ons gereeld sulke sakke te druk. Ek noem maar net, ons moet nou weer R36.000 uithaal, maar dan kry ons daarom, praat van 10.000 sakke. So, as dit op jou hart kom om daai sak alleen lei klomp mense na die Here toe. So, praat 'n bietjie met ons het 2 soorte, die grove meelsak en dan die fyn meelsak. Maar ons doen hierdie ding om so 'n bietjie koste te bespaar, maar ja, hy gaan partykeer oop en hy mors en goed en ons steek effektief hier, want nou is die woord nie op nie, ons steek 'n traktaatjie in nie. Ja, kom ons gaan aan. Die aand is laat, julle sien ek sit al, ek is lam. Vandag was 'n goeie dag, die Here is goed. Oral waar ons meel uitdeel, jy weet as jy, ons liggaam is nou maar so, jy moet kos kry. En die mense is honger daar buite. En as ons vir hulle kan hierdie gee, hulle sê is 9 koppies wat hier aankom, so 9 x 4, as jy slap opmaak, vir honger mens, maak jy hom so, is 36 etes. Mense, as dit mense is wat honger is, dan rek hulle om met nog water. Jy by die huis gooi net in. Mense wat swaar kry, rek om met nog water. Daar buite is regtig mense wat honger is. Ons sit hier in Pretoria en môre wil ons 5 gemeentes wat moet kry. Ons het eintlik te min. Ons is 'n druppel in die oseaan. As mense op Facebook wat sê, ag, wat traai julle doen? As nog steeds honger mense wees. Nee, Jesus het ook so gesê. Jesus het gesê, die armes sal julle altyd by julle hê. Maar Jesus gee vir my en jou die geleentheid om vir die armes te sorg. Jy het ook 'n geleentheid, my nommer is op die skerm. So, jy het die geleentheid om maandeliks by te dra. Jy weet dat 'n R50 kan 22 x 4 monde voed etes gee. So, dis amper 100 etes met 'n R50. Dis 50 sent op 'n ete. So wil jy nie per maand bydra dat ons vir mense kan gee nie. Ek smeek, ek pleit, ek bedel. En dit is nie vir my sak nie. Ek kan nou vir my pap maak as ek wil. Hoef nie vir jou geld te vra vir my vir kos nie. Maar ek vra jou vir die honger tannie, vir die kind, vir die oom wat honger is, die sieke wat daar lê. Ons sien dit. As dit nou 16 Junie wat verby is, as ons 3 jaar oud, 4.7 miljoen monde gevoed. Dis nie ek wat dit doen nie. As ek dit vertel het hier op die TV nie. Dis die mielieboere wat dit doen. Dis julle wat maandeliks gee wat dit doen. Ek is net die spokesperson. So dankie vir wat julle doen. Maar kom ons kyk 'n bietjie wat doen die mense en ons hoor 'n bietjie wat sê hulle. Oh mercy me, oh mercy mine. Down on my knees
knees, I got my arms stretched to the sky. Trouble to the left of me. Al wat ek wil sê is, waaroor jou lewe is, nou, draai om, kies die Here, kies die lewe. In Jesus naam, so maklik soos dit. Is dit nie wonderlik nie? So ingewikkeld. Ek wil julle aan iemand voorstel. Ja, ek moet seker 'n bietjie opstaan want ek is leierig. Ek wil julle aan iemand voorstel. Hou die skerm nou dop vir 'n nommer om iemand uit te nooi na jou kerkbazaar toe, na jou skool toe, na jou organisasie toe. En hier is hy. Dun armpies maar murg. Ag, ek bedoel Johan Els. Hy is op die skerm is die nommer. Hy was die sterkste ou in Afrika, die 6ste sterkste in die wêreld. Ek het net nooit deelgeneem nie, maar in elk geval, so ek weet nou nie waar kom die 6ste sterkste nie, maar kos los dit daar. Besop vir die koffie daar agter in die afstampie. OK. So Johan, hoe kan die mense jou nooi? Jou nommer hardloop nou op die skerm. Ja, as jy my wil nooi, ek doen 'n kragvertoning saam met die bediening van die woord. Ons spreek natuurlik die koninkryk. Ja, dieselfde koninkryk wat koning Jesus gepreek het. En niks anders nie. Bekeer jou, want die koninkryk van God het naby jou gekom. Ek wil net 'n regstelling maak, as mense dalk wonder, hierdie is nie kokain nie. Ons is nou nie besig met drakkartel of iets hierson nie. Wag, Thomas, wag net so 'n bietjie. Gee gou 'n bietjie. Wag net so 'n bietjie. Johan. Net gou. Nie snyf. Nee, kan nie meel sny nie. Okay. Ja, luister hierso. Johan bedoel kragvertoning. Hy bring die gewigte saam. Hy tel gewigte op. Dis interessant. Kindertjies laf dit. Ja, dit werk baie nice by skole. Maar natuurlik, groot mense like dit ook, maar die kids is nogal gefassineerd met dit, so asseblief, as die Here dit op jou hart lê, by skole veral, weeshuise, please, feel free to contact me, my nommer is 072-808-0005. Dankie Rooies. Ek wil oor 5 minute, hou hierdie program dop, ons gaan nog so 'n bietjie gesels, oor 5 minute sit ek en Johan hier, met 'n armdruk kompetisie. Die een wat wen, hoor nou mooi daar, as ek wen, dan stuur jy vir ons R500 vir meel. Ek weet dit? As hy wen, dan stuur jy R500 vir meel. Maar ons gaan, ag asseblief, ek sal nou net my wildebeest klere uittrek, dan kyk julle. Maar ons sal nou praat, ons sal nou wys. Kom ons loop net gou hier deur. Okay, wag, ag Jesus, lyk dit tog. Wys gou weer. Fokus gou hier. Wat is dit wat so spring? Man, dit is net daai opgewondenheid. Okay, hou net dan. Dis adrenaline rooi. Wag net so. Hou hier so, fokus meer hier. Yes. Nee, kyk, daai wil gedoen wees. Verstaan jy? Opgewondenheid. Adrenaline. Ons gaan dit nou. Maar kom ons vat sommer mekaar nou man. Ja. Gaan sit jy daai kant. Okay. En vat net hier weg. Dat ons klaar maak. Ek het regtig die tyd hier. Kan iemand net die mic kom hou jy? Mickie kom. Onthou nou die deal daar by die huis. As hy wen, nee. Stuur jy R500 vir meel. As hy wen, stuur jy R500 vir meel. En as jy wen? Stuur hy R500 vir meel. O, so dis maar 'n wen-wen. Dis 'n wen-wen situasie. Ag, het ek nou net. Okay, is daar iemand wat kan afkondig, wat kan iets sê? Nee, wat doen jy nou? Wat vas? Nee, jy wil my nou seermaak. Nee, maar kyk wat wys jy vir my. Ek wys niks vir jou nie. Is dit die regte manier om duim so vas, dan doen jy 'n toprol. Okay. Of 'n inslaan. 'n Inslaan. Ja, 'n inslaan. Ek ken nie al die goed nie. Toprol rol jy met. Ek gaan jou net Ek gaan jou net pladder. Okay.
Konstante hoë bloedsuikervlakke is die hoofoorsaak van tipe 2 diabetes, insulienweerstandigheid en oorgewig. 'n Lae GI-dieet kan help om bloedsuikervlakke te beheer, eetlus te demp en diabeteskomplikasies te voorkom. Manna bloedsuikerbeheertablette help om die GI van die voedsel wat jy eet met soveel as 43% te verlaag en daarom help dit om bloedsuikervlakke te beheer. Die produk kan saam met enige dieet gebruik word en is beskikbaar by alle apteke. Besoek mannaplus.co.za vir meer inligting. Not by might, not by power, but by my spirit, says the Lord. Ja! Ha! Ja! Jy's nou rooi soor. Jy's rooi soor. Druk! Jy's rooi hoor. As jy ooit rooi is. Wag! Julle maak my lag. Man. Ek tap uit. Nee man, jy maak grappe. Jy maak grappe. Jy maak grappe man. Okay. Stuur jou R500 nou vir hierdie meelvare mense. Mense, is dit nie lekker dat kinders van die Here so kan op 'n afie. Kom ek sê vertel julle nou eendag gou ietsie. Ek wil julle iets vertel. Hierdie ou kom tot redding en ek is verskriklik opgewonde. Ek onthou ek sit nog een hand op my stoep en ek bel hom. Ja. Toe is hy nog nie oortuig dat hy kan sy tevin doen maak nie. Ja, hy was nog oop. Ek praat toe met hom. Ek sê jy moet daai tevin los man. Maar ek wil die stukkie hoor. Toe die dranklorry laat kom of ek weet nie. Kyk, ek sien daai prentjie. Want ek het begin bid aan. Toe sê ek, Here, laat hy daai tevin toemaak. Halleluja. Toe kom daai mense. Maar jy dan gebid vir my siel ook. Ja, Dankie Roy. ek het jou nog gebel die aand. Onthou jy? Ek onthou dit soos in ek weet nog waar ek gesit het daai aand. Ek onthou die gesprek. Ek ook. Ek het op die stoep gesit. Ja, ek het die gesprek ook nodig gehad. Ek het nodig gehad dat iemand vir my sê, weet jy wat, ruk jou lewe reg. En dis 'n liefdevolle ding om te sê. Want die Salomo sê eerder 'n openlike bestraffing as verborgde liefde. En dit is reg so dat jy as 'n broeder daai aand vir my lief was en vir my die waarheid vertel het. Dankie my broer. Maar vertel nou, hier kom hierdie dranklorry om by jou tevin te kom aflewer. Wat gebeur daar? Ja, dit was moet ek nou sê die company se naam? Nee. Alright, dit is 'n groot drankfirma wat weekliks by my afgelaai het. En ja, ek het letterlik lorry vragte drank geskuif per week. Alright. So die dag het my klein hondjie gevrek. En hy het nou nogal baie jare saam met my gekom. En my hart was al klaar seer. En die dranklorry was laat gewees. Dit was al donker. En toe die afleweringsoukies daar instap, toe dit so basies amper toemaaktyd, want is gedurende die week dan die tavern maar vroeg gesluit. En ek sê toe vir die ouens, kyk jy man, ek is nie eens lus om hierdie aflewering te ontvang nie. Julle kan maar terugry Kimberley toe. En die oukie is toe nou heel harde kwas. En hy voel nie, hy gaan vir my nou wys, hy sal dit aflaai. Toe sê ek nie, ek gaan jou sommer help aflaai. En jy lees daar in die Bybel van die drankoffer. En daai aand het ek dan vir jou 'n drankoffer gemaak. Ek het persoonlik, soos wat die ou vir my aangee, Boxer, Richelieu, Boxer, OBS, Boxer, Hunters, Gold, Dry, you name it. Dan, wat is hierdie nippies en halfies en you name it.
Soos hy aangee, gooi ek stikkend. En hy bly aangee, ek sê, kwaai, gee aan, ek gooi stikkend. En toe hy nog nie meer aangee nie, ek dink my hele bestelling seker nou maar aangegee, toe gaan kyk ek natuurlik daar op die grond, wat's nog heel. En die gooi ek toe sommer teen sy lorry stikkend. Kyk mense, dis nou nie iets om te spog oor nie, maar dit het regtig gebeur en dit het gekook daar op die grond, so tussen Richelieu en Hunters en OBS en goed. En, Wat dit vir my wys is, dat jy was 'n hatige mens, jy was hard, jy was sleg, jy was alles. Ja. En dit is wat vir my altyd wonderlik maak, dat hierdie Jesus kom stap in 'n mens se lewe en hy maak jou sag. En maar ek bly hy het my hatig gemaak teenoor drank, want ek haat drank, ek verpes dit. Ek wat 'n pa is, wat lief is vir my kinders, ek sal nie vir my kinders iets gee wat my kinders kan skade aan doen nie. En drank maak, ek dink so 3 miljoen mense 'n jaar dood, as ek nou onder korreksie praat. En dan wil mense nog sê, God het drank gemaak. Nou, hoe sal 'n God wat lief is vir jou drank maak? En dit nou nog, soos 'n klein kind eendag by 'n skool, hy kom met trane na my toe na die tyd toe ek daar gepreek het. En hy sê, oom, ek wil net vandag vir jou sê dankie. Ek sê, my boeta, waarvoor? Hy sê, oom, ek het vir jare vir God kwaad gewees. Ek sê, hoekom? Hy sê, nee, maar my broer is 'n alkoholist, oom, en God het dan drank gemaak, maar vandag besef ek, dit was 'n leuen. Ja, want die waarheid sal jou vry maak, halleluja. En toe ek nog so ou, so een heel Richelieu bottel daar kry en hom so na die lorry te gooi, toe tref hy die lorry se band. Toe kom daai bottel hier verby my kop, toe besef ek nie, ek moet nou liewers ophou, want ek's nou besig met nonsens. Maar ja, die polisie het maar later die lorry kom verwyder daar, want ek was maar 'n gemors, soos 'n rooie sê, maar God het my al in hierdie 6 jaar, van die tavern nou toe is, het hy daai ou wurm verander in 'n skoenlapper in. Ja, soos party mense altyd sê, ja, ons almal het foute en ons is nie volmaak nie, maar weet jy wat, hou op foute maak. Hou op. Ja, maar ek's net 'n mens. Nou wat wil jy wees? Wil jy God wees? Daai posisie is gevat, hoor. Jy's weinig minder as 'n goddelike wese geskape. Met eer en heerlikheid is jy gekroon. So embrace it that you are a human being. Moenie sê ek's maar net 'n mens nie. Wat beteken dit? Sê eerder, weet jy wat? Ek kan beter doen as dit. Ek sê nie ek's beter as jy nie. Maar ek is beter as daai drank en daai pornografie en daai rasisme en daai hatigheid en daai geskinder. Ek is beter as dit, hoor. Ek is nie beter as jy nie, maar ek is beter as dit waarmee jy besig is. En jy mag dit sê, want dit is 'n regte keuse wat jy moet maak vandag. En sê, weet jy wat, ek wil my lewe verander, want dit is metanoia. Change your mind. Amen. Change your mind. Nou ja, nooi hom na jou skool toe, nooi hom na jou kerk toe, nooi hom na waante jy wil, nooi hom na bare toe. Dat hy buite die manneke sit te syp terwyl hy bedien. Ja. Want ons soek die mense om hulle na Jesus toe te lei. Halleluja. Dankie. Oh, mercy me, oh, mercy mine. Down on my knees, I got my arms stretched to the sky. Trouble to the left of me, sorrow to the right. Can you hear me, Lord, and can you lead me to the light? I lift my voice, I call your name, as I toil down in this valley of strife and pain. I've been over backwards, paid it all forwards, don't have a dime to my name, and my debt to you could never be repaid. When the heat wave starts to break and the ice and snow melts away, when the tears we've cried have all run dry and we find the rainbow's end, we'll be walking in the sunshine with Him. They come to take us. When the words we use are sharper than an arrow, and the loudest voice the currency of fear,
We have bought the lies we think will keep us safer. Closed our eyes to all we once held dear. We have turned our backs on things good men have died for. When we traded in our gospel for a gun. ሌላ ጊዜም እንደዚህ ወጥተን እንሰብካለንና we will go out other time also they went and they just preached. ያው እንታስራን እንወጣለን. They just go to prison and they release them. Before the fight began, could it be you? Could it be me? Could it be love is the weapon we need? We're fighting a cause, it's not what it seems. Could it be love? There is 3.19 billion people that is unreached. That's people that have never heard about the name of Jesus Christ before. The enemy. Is there nothing that will tame this wild addiction? And no courage to admit when it's gone wrong. Oh, the road to hell is paved with good intentions. We still have time to sing a different song. Could it be you? Could it be me? Could it be love is the weapon we need? We're fighting a cause, it's not what it seems. Could it be love is the weapon we need? So, two of our other team members have just been arrested. It's very scary, especially like in the holding cells as well. That's the moment that I started praying immediately as well. They inform them to come in to make a problem between Christian and the Muslim. So then just to put us in the prison. Could it be? Could it be? We're fighting a cause, but it's not what it seems. Could it be? Could it be that you and me? I'm not. Die klippe roep uit dat Jesus lewe. Hy is die bron van my krag. Hy hou my hande omhoog. Sy naam wil ek prys elke dag wat ek lewe. Sal ek sy naam oor en oor en weer besing. Sy liefde dra my elke keer wat ek swak voel. Gee sy gees my die krag om weer my voete te vind. My anker, my rots vind ek in my Here. Saam met hom sal ek die berge kan versit. Die klippe roep uit dat Jesus lewe. Hy het opgestaan en die dood vir ewig oorwin. Maak sy naam groot en prys hom tot in ewigheid. Die hardste hart word ook sag van die klippe roep uit. Sy naam is geskryf in die pand van my wese. Sy genade en sy bloed het my van duister bevry. My hart het gesmelt toe sy liefde my aanraak. Selfs die hardste klip in my hart het sag geraak. Die klippe roep uit dat Jesus lewe.
opgestaan en die dood vir ewig oorwin. Maak sy naam groot en prys hom tot in ewigheid. Die hardste hart word ook sag, want die klipper buig.